Dit is vir my 'n voorreg om vanoggend hier te kan staan in die huis van die Here en 'n woord met jou te deel. As jy nou verlede week se woord gemis het, ons is besig met 'n reeks woestyne en tuine. En ek wil vir jou aanmoedig, as jy dit nie gesien het verlede, wie was verlede week, jy gaan kyk op ons YouTube kanaal of Facebook en kry vir jou die vloei van waartoe ons op pad is met die Here. En ek wil vir jou sê, en ek wil vashou in ek wil vir jou daai vers gee wat daar staan, Jesaja 43 vers 19. Waar staan? Die Here wat sê, ek maak 'n pad in die woestyn en riviere in die wildernis. Wat 'n mooi belofte. Wat 'n mooi belofte van ons Vader vir my en vir jou. Dat hy selfs in hierdie tyd nog nie opgegee het op my en jou nie. Amen. Okay, ek wil net kyk of ek alleen is. Julle is so diep meegevoer deur die liedjies, ek weet. Hy sit nou in die voete van Vader. Ek hou daarvan as ek hoor hy is nog by ons. Stamp gou so iemand langs jou, sê nog by ons. Ons moet wakker wees. Nee, halleluja. Nou wil ek vir jou vra, het jy al ooit so gevoel? Nou kan jy vir my vra, hoe voel ek? Ek het Dinsdagoggend vir jou wat nou nog nie weet nie, ek wil jou sê waar die fondasie van hierdie woord afkom wat ek vanoggend met jou wil deel, wat ek glo met my hele hart, alles wat ek vir jou gaan sê, glo ek met my hele hart, het die Heilige Gees op my hart gelê om met jou te deel vanoggend, en daarom glo ek hierdie boodskap is persoonlik vir jou en vir ons gemeente. Jy gaan nou sien, ons gaan nou daarby uitkom. Dinsdagoggend bid ons hier saam, ek nooi jou, kom asseblief bid saam. Dis baie lekker. Nou ek kom hier aan en dan staan ons almal daar agter in kuier so 'n bietjie. Ek is seker altyd die laaste ou wat hier aankom. Maar oggend is moeilik. Maar in elk geval, nou dan sit ons hier so en toe ek so aankom, ek kry my een vriend daar op die hoek. En hy loop so saam met my, ek sê môre, hy sê môre, ek sê môre. Loop ons hier in. Hy sê vir my, hoekom is jy so stil? Ek sê, ag, nee, wat jy weet. Dis maar dinge, daar's baie dinge waarmee ons besig is altyd, jy weet. En wat is soms stil maak? Hy sê, ja, want gisterand by die vergadering was jy ook nogal stil geweest. Ek sê, regtig? Hy sê, ja, ken jy nie so nie. Ek sê, nee, okay, is fyn, ek is maar stil en ek loop hier in. En ons kom en ons bid lekker saam en ons bid alleen apart, ons bid vir jou. Halleluja. As jy nou wonder of iemand is wat daarom vir jou bid, Dinsdagoggend bid ons hier vir jou. Okay, en ons bid vir onsself ook, hoor. Moenie net gaan sê ek sê ons moet vir jou bid want jy's 'n sondaarie. Sê ons bid vir onsself ook, ons bid vir ons gemeente. Halleluja. Because miskien weet jy dit nie, maar God gaan in hierdie gemeente iets magnifieks begin. Sy. Amen. God gaan in hierdie gemeente iets magnifieks begin. En in elk geval toe ons so bid en ons loop uit, en later die dag, ek voel sommer lekker. Ek voel goed. En die Heilige Gees kom na my toe en hy sê vir my, jy weet hoe jy vanoggend gevoel? Ek sê ja. Hy sê, jy weet hoe voel jy nou op die oomblik? Ek sê ja, ek voel baie lekker. Hy sê, nou wat is die verskil? En ewe skielik, sonder dat hy vir my sê, maar my hart, my gees staan op in my, en hy sê vir my, weet jy wat is die verskil? Is die teenwoordigheid van God. Is die teenwoordigheid van God. So nou vra ek jou dalk die vraag, het jy al so gevoel, fisies en geestelik, dat jy binne 'n woestyn is? Nou as jy kyk na woestyn is 'n baie lewendroë plek baie keer. En in hierdie dae wat ons vandag maklik om so te voel, en dan weet jy wat roep my siel gewoonlik uit my uit. Hy sê ek smag net na 'n halleluja. Dis lekker om altyd te sê halleluja, prys die Here, maar daar kom tye en ek en jy kan getuig dat dit nie vir my voel om te sê halleluja nie. Want ek voel ver van die Here af. Die goed wat in my lewe gebeur en in my lewe aangaan,
So, gewoonlik is daar twee redes waarom ons so voel. Soos ek vir jou sê, ek net graag ja. Die eerste een is, gewoonlik is daar ek wat sit met sonde in my lewe waarteen ek die hele tyd moet veg en ek vra, Here, hoe kan U dan vir my lief hê? Want Here, ek weet ek is nie waardig om U kind te wees nie. En dan sit ek gewoonlik vir my by die dan sit ons gewoonlik vir ons, né, wat so voel. Musiek op by die huis. My vrou het my van hierdie meisie geleer, Laura Diego. En dan luister ons na liedjies soos A Love Like This en You Say en Rescue. Jy moet toch gaan luister daai 3 liedjies. Dit is ongelooflik goed. As jy nou so voel, jy weet. En dan sê ek vir myself, ai Poelie, as ek maar net dinge anders gedoen het, of as ek maar net dinge anders met myself doen en in my omstandighede, en dan sê ek sommer vir die Vader, Here, ek verstaan hoekom ek so voel, hoekom ek alleen is, en dat U eenkant is, want ek sou ook so geweet het, dat ek myself as 'n vriend gehad het. En jy voel so, jy kry jouself so baie jammer, en dan sê ek maklik vir Here, hoekom is U ver van my af? Die een rede. Die tweede rede is gewoonlik, as daar vir my afstand is in my verhouding met die Here. En gewoonlik as ons kom en dan voel ons so, ons sukkel met ons aanbidding en worship. Het jy al in die kerk ingekom met ek het al, dan is jy nou nie juist lus vir sing nie. Hoekom? Want daar voel so, daar's 'n droogte, daar's net afstand tussen my en God. En dit gebeur gewoonlik, jy weet, wanneer ek my liggaam aan God gee as 'n offer. Romeine 12 vers 1, ek sê vir Here, ek gee myself aan U. Hier's ek, gebruik my, en gebruik my net, want dit is gewoonlik wanneer ek daai gevoel het van, halleluja, prys die naam van die Here, ek sê, Here, gebruik my. Maar weet jy wat gebeur dan? Dan doen ek nie wat die Here vir my sê nie. En sodra ek nie doen wat die Here vir my sê nie, dan voel dit vir my of daar afstand is, en dit voel vir my of die Here nie naby nie is nie, en ek mis Vader se teenwoordigheid, en ek sê, Here, U is so ver van my af weg. Maar ek wil vanoggend sê, hou goeie moed. Hou goeie moed, want die Here het vir jou die antwoord. Hou goeie moed, want die Here het vir jou die antwoord. En vanoggend gaan ek met jou deel daardie antwoord. En ek gaan vir jou lees, as jy jou Bybel by jou het, ek gaan dit daar op display ook. Psalm 42 vers 1 tot 5 uit die ou Afrikaanse vertaling gaan ek juist lees. Dit is vir die musiekleier 'n gedig van die seuns van Korag. 'n Gedig van die seuns van Korag. Soms is dit nodig om te verstaan waar iets vandaan kom. Bianca het nou so mooi verduidelik vanoggend waar daai liedjie vandaan kom. En as jy iets verstaan, dan het dit meer invloed en impak op jou lewe, of hoe jy voel oor dit. En ek wil vir jou sê, as jy nou nie weet nie, wie is die seuns van Korag? Nou, wie het al 'n verhaal in die Ou Testament raak gelees eendag, van die aarde wat oopgegaan het, en toe sluk hy mense in? Want hulle het met Moses moeilikheid gesoek. Verstaan, dis nou waar dit vandaan kom. Nou, wie was Korag? As ek sê die seuns van Korag, nou wie was Korag? Korag was bekend in die Ou Testament vir sy rebellie teen Moses en aan Aaron. Jy kan daarvan gelees wat gebeur het in Numeri 16. Wat het Korag gesê? Korag, hy het so 2 vriende en dan 250 leiers en hulle gesinne, né? Het nou Moses toe gegaan en vir Moses gesê, miskien klink dit vir jou 'n bietjie bekend. Moses, die hele volk is geheilig. En die hele volk is aangestel as die mense van die Here om leiers vir die Here te wees. Ek dink jy en Aaron, julle het julle self aangestel as ons leiers. Dit na alles wat hulle deed is. En dit leer ons het tot sy ondergang gelei. Want die Korag,
hy sê die aarde, Numeri 16 gaan lees, die aarde het oopgegaan, want Moses het voor sy aangesig voor God gaan val en hy het gebid, en die aarde het, en die Here het op 'n dramaties wyse ingegryp, die aarde het oopgegaan vir Korag en ander 2 en hulle gesinne en almal ingesluk. Omdat hulle in opstand teen die leiers gekom het, en Moses en Aaron in opstand teen hulle gekom het. En op 'n latere stadium het daar 4 uit die hemel geval, en 250 van die leiers wat wierook en goed opgestuur het na God, wat God nie vir hulle gesê het om te doen nie, het wierook in hulle gesinne destrooi van die aarde af. Nou hierdie seuns wat hierdie Psalm geskryf het, hulle was seuns van Korag gewees, maar hulle het egter gekies om getrou te bly en dienaars te bly van God. Al het hulle pa die dinge aangevang. Nou hulle het ook gekies om die Here te aanbid en hulle self in diensperk aan God toegewy. So hulle het God gekies en hulle het besluit om die Here te dien, soos die Here wil hê dat jy hom moet dien. Nie soos hulle self besluit het nie. En as jy nou gaan lees in die geskiedenis, dan vind jy nogal uit, hulle was worshipers. Hulle was deel van die worshipspan. Hulle het musiek gemaak en sang in die tempel en liedere geskryf. Nou hierdie psalms van hulle is juist daardie liedere. Nou, daarom het God vir hulle genade bewys en redding gegee. Do you want God to give you grace and to save you? Become involved with the things of God. Raak betrokke by God se gemeente. Nou, hulle het die boodskap vir almal wat ver gevoel het van die Here gehad. Jy kan nou dink in hulle eie lewe, het hulle ook op 'n stadium sekerlik ver gevoel van die Here, because just now, God destroyed the whole families. En met die skryf van hierdie Psalm het hulle vir ons gesê en geleer hoe dit is om in God se teenwoordigheid te wees. En om in God se teenwoordigheid te wees, is slegs 'n keuse weg. Hoor jy gemeente? Om in God se teenwoordigheid te verkeer, is 'n keuse weg van jou as persoon af. Nou, kom ons lees wat Psalm 42 vir ons sê. Psalm 42 lees soos volg. Met hierdie agtergrond, dink nou aan die woorde. Soos 'n wildsbok, smag na waterstrome, smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek gaan en voor die aangesig van God verskyn? My trane was my brood dag en nag, omdat hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Hieraan dink ek en stort my siel in my uit, hoe ek meegestap het in die skare en hulle opgetrek het na die huis van God, onder die stem van gejubel en lof, 'n feestende menigte. Wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? God, want ek sal hom nog loof vir die heil van sy aangesig. Wat 'n mooi Psalm. Deur hierdie Psalm glo ek, het die Heilige Gees vir my 'n boodskap, 2 boodskappe gegee. Een is dat Vader wil persoonlik met jou as individu gesels uit hierdie Psalm uit, met jou en my. En die tweede ding is dat Vader met ons as 'n gemeenskap, vir ons as 'n gemeente uit hierdie Psalm uit 'n boodskap wil gee. So, in Psalm 42, vers 1 en 2 staan die volgende: Soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God.
My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek gaan en voor sy aangesig verskyn? Die boodskap wat ek glo die Here vir my en vir jou het, is dat geestelike droogtes in ons lewens gebeur. It happens. En dit is belangrik om dit te ervaar, en dit is nodig om dit te ervaar, om soms 'n diep en innerlike verlange na die Here te hê. Dit beteken net die volgende: jou gees lewe, want jy het 'n geestelike bewustheid van die Vader. Moenie dit sien as 'n swakheid nie. Sien dit as 'n swakheid as jy nie omgee as die Here vir jou stil raak nie. So, die boodskap aan my deur die woord van die Here in Psalm 42 is dit. Die eerste ding is om 'n geestelike droogte te ervaar is nie abnormaal nie. It happens. Psalm 42 vers 2 wat gesê het: wanneer sal ek gaan en voor die aangesig van God verskyn? My trane was my brood dag en nag, omdat hulle die hele dag vir my sê, waar is ons God? Dis maklik om te vind as ek in daai oomblik van droogte is. As ek in daai myself vind in daai oor in daai oomblik van ek is in die woestyn om te sê, Here, waar is U dan? En nou kan jy vir jouself vra, maar is dit 'n sonde om te vra, Here, waar is dit? Waar is U? En ek wil vir jou vanoggend sê, ek glo die Heilige Gees sê, dit is nie 'n sonde om dit te vra nie. Want wanneer jy dit vra, vra jy dit nie uit 'n posisie van trots nie. Jy vra dit uit 'n posisie van omgee en liefde, en dat jy wil wees in die teenwoordigheid van die Here. Selfs hierdie mense wat Psalm 42 geskryf het, self hulle het dit gevoel en beleef, self het 'n tyd van smart gehad, selfs hulle het 'n tyd van verlange gehad, selfs hulle het 'n tyd van isolasie gehad. So was dit vir die seuns van Korag, en so was dit ook vir baie ander helde van die Ou Testament en van die Nuwe Testament. So, onthou dit, jy is nie alleen om so te voel nie. Ander mense voor jou het ook al so gevoel, selfs gelowiges van oud. En hier glo ek is die boodskap wat die Here vir jou deur sy woord vir my en vir jou het in Psalm 42. As dit vir jou voel of God afwesig is, mag jy maar vra, Here, waar is U? Die derde, ek weet nie hoekom is hy so doffie, maar nou ja. Hieraan dink ek en stort my siel in my uit, hoe ek meegestap het in die skare, met hulle opgetrek het na die huis van die Here, onder die stem van gejubel en lof, 'n feestende menigte. As jy dit vir jou voel of jy in 'n droogte is, as dit vir jou voel of jy in 'n woestyn in jou geestelike lewe is, dan gee die Here vir my en vir jou die antwoord om weer terug te kom na daar waar ons voel ons is in die teenwoordigheid van die Here. Hy sê vir ons, ons moet onthou. Onthou hoe dit was. Herinner jouself hoe dit voorheen was in die Vader se teenwoordigheid. Om saam met ander gelowiges te aanbid. Om herinneringe te bou. Gee jou perspektief. Om herinneringe op te roep, sê vir jou, weet jy wat, maar ek behoort aan die Here. Kyk wat het God al in my lewe vir my gedoen. Om herinneringe op te roep, sê vir my, weet jy wat, ek behoort aan God. Hy sorg vir my, hy is my Vader. Want jy mag op die oomblik dalk nie so voel dat jy daar is in sy teenwoordigheid nie, maar jy was al daar en jy sal weer daar kom, sê die Here. So die boodskap wat die Here deur sy woord van die Psalm 42 vir my leer is om te onthou, gee ons hoop. Remember what God has done for you. Remember how He will be with you.
Psalm 42 vers 5 sê, wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof vir die heil van sy aangesig. Dit is normaal om jouself aan te spreek. Jy mag dit doen. Dit is normaal om jouself te bemoedig. Dit is goed om dit te doen. Dit is normaal om jouself terug te roep na die hoop wat die Here vir my en vir jou gee, dat hy altyd daar vir ons is. Amen. Dat hy altyd daar vir ons is. Besef hierdie een ding, emosies, wat jy mag beleef, is nie altyd die waarheid nie. God is groter as ons emosies. Die boodskap aan my deur die woord van die Here, my as persoon deur die woord van die Here, Psalm 42 is dit. Jy mag met jou eie siel praat. Jy mag met jou eie siel praat. So, dis die boodskap vir jou vanoggend. As persoon, as individu. Die Here sê vir jou as persoon en individu, wanneer jy voel dat jy in 'n geestelike droogte is, wanneer dit voel vir jou of die Here dalk ver van jou af weg is en nie by jou is nie, onthou, dit is nie abnormaal om so te voel nie, kind van God. Jy mag maar so voel. Onthou waar die Here jou kom uithaal het. Onthou sy beloftes wat hy vir jou gegee het. Onthou dat sy woord sê dat hy altyd by jou is. Onthou dat sy woord sê dat niemand jou uit sy hand uit kan pluk nie. Onthou dat hy jou Vader is vir ewig en altyd. Onthou dit. It will happen from time to time, but remember, says the Lord. Amen. OK. Die boodskap aan ons as Klein Karoo gemeente deur die woord van die Here in Psalm 42 gee die Here vir ons as gemeente hierdie skrif. Hy sê: hoor jou roeping. Openbaring 3 vers 20 sê hy vir die gemeente, en ek glo vir die Hebreë kerk, vir elke gemeente wat daar is. Hy sê: kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom eet en hy met my. Nou, ek dink ek moet 'n bietjie verduidelik. Want miskien het jy nog gehoor toe ek dit voorheen gesê het nie. En miskien besoek jy vanoggend hierso. As ons gemeente vat, God sien nie net vir jou as persoon, as 'n individu nie. Maar hy sien hierdie gemeente van ons, en elke gemeente, sien hy as 'n persoon. Daarom verduidelik die Here dat die bruidegom gaan sy bruid kom haal. Wie is die bruid? Wie is die bruid? Is die kerk. Dis ons. Dan sê die Here ook, dan leer hy vir my en vir jou, dat ons is 'n liggaam. En in die liggaam het elke individu 'n funksie. En dan leer die Here vir ons uit sy woord uit, as die een lid nie doen wat hy moet doen nie, wat gebeur met die liggaam? Die liggaam ly daaronder. You understand? So, wanneer ek vir jou hierdie woord gee, dan sê die Here vir jou, want hy sê vir jou, hy staan by die deur van Klein Karoo gemeente, en hy klop aan die deur, en hy sê dat ons hom moet inlaat. Wat bedoel ek daarmee? Ek bedoel die volgende: elke Christen het hierdie verwagting in hom, dat Jesus Christus gaan kom. Halleluja. Voel jy so? Amper ruk ek my oor af. Sê seker vir my ek moet luister.
Elke kind van God voel so dat Jesus Christus gaan kom. Elke mens sê hulle wag vir iets groots om te gebeur. Ons het al gepraat oor die uitstorting van die Heilige Gees op alle vlees. Ons het al gepraat van dat die Here ons saam gaan voeg en iets groot gaan doen in die gemeente. Nou hoor wat sê die woord vir die woord van die Here vir ons. Ek staan by die deur van hierdie gemeente en ek klop. Die Here sê ek is reg. Something big is going to happen. There's going to be something big happening in this KK gemeente, KKG gemeente, Klein Karoo gemeente. Glo jy dit? Want weet jy wat, nou die Here sal dit met jou en my bevestig. Hy sal nie net vir my die boodskap sê nie, maar hy sal vir jou al lank al gesê, something is about to happen in this world. En die Here sê vir ons, ek is die God, ek is God. Ek is dieselfde gister, vandag en môre bly ek dieselfde Here. Oorspronklik is hierdie gegee, hierdie skrif Openbaring 3 vers 20 gaan lees dit, oorspronklik is dit gegee vir die gemeente van Laodicea. Waar die Here daardie gemeente teruggeroep het na dit wat belangrik is. Maar vandag gee Vader hierdie boodskap aan ons gemeente, aan almal wat hier is en aan elke persoon wat nog gaan by ons gaan kom aansluit. Hy gee homself aan die hart van hierdie gemeente en hy wil homself gee aan die hart van hierdie gemeente. Maar hoor wat die woord van die Here vanoggend sê, dit sal nie wees uit dwang nie, van sy kant af nie. Hy gee vir ons 'n tyd van genade en as jy hierdie woord vanoggend hoor, sê vir jouself, wat ook al jou naam is, sê vir jouself, vanoggend, die Here gee vir my 'n tyd van genade, vir elkeen om sy hart vir hom vrywillig oop te maak. That's what God is telling you. Hy gee dit ook, daardie tyd van genade, vir elke gemeente, om hulle hart aan God te gee en hulle hart vir God oop te maak. En hierdie is sy uitnodiging vir jou Klein Karoo gemeente, tot verhouding met hom, gemeenskap met mekaar en redding wat daar sal wees vir ons. Die vraag is, Klein Karoo gemeente, is daar 'n dors in jou as persoon? Dors jy na die uitstorting van my Heilige Gees? Het julle dan vergeet waar julle vandaan gekom het? Word wakker en kyk, ek staan by die deur en ek klop. Die bruidegom staan gereed, maak julle lampe vol met olie. Hierdie is 'n oproep vir elke gelowige om aandagtig te luister na wat die Heilige Gees vir jou sê. Nie net met hierdie fisiese ore nie, maar met 'n ontvanklike hart en met 'n geestelike insig wat net God kan gee. Verder sê die Here, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. So, wat staan ons nou te doen? Klein Karoo gemeente? Wat staan ons nou te doen? Wanneer die Here vir ons in Psalm 42 vers 1 sê, soos 'n wildsmok smag na waterstrome, smag my siel na God. Ek gaan vir jou weer sê die uitnodiging vir ons van die Here en what he is telling us, dat hy staan onder ons as gemeente, staan op die voorhand van 'n ongelooflike ingryping deur God in die gemeente. It's going to happen. It's going to happen and we, elke individu sal moet opstaan en die Here soek.
Elke individu sal vrywillig 'n keuse moet maak om saam die Here te dien. Maar hier is dit wat God vir jou en vir my sê. Die eerste ding, kom drink van die lewende water. En sy woord sê dit vir ons. Openbaring 22 vers 17. En die Gees en die bruid sê, kom. En elkeen wat dit hoor moet sê, kom. En elkeen wat dors het, laat hom kom. En elkeen wat wil, laat hom die water van die lewe neem verniet. Prys die woord van die Here. Do you want it? Wil jy dit hê? Wil jy in God se teenwoordigheid so ingaan as 'n gemeente saam, dat wanneer jy hier instap, dat die Heilige Gees sommer uitgestort word op jou? Halleluja. Weet jy wat, dit voel vir my of die kerk in die algemeen breë, dit voel vir my of die gemeentes in die algemeen, weet jy wat, in 'n woestyn is en 'n droogte ervaar het. As jy van die ouer mense in ons gemeente vra, hoe was dit toe julle as kinders in hierdie gemeente was? Dan sal hulle sê, ek onthou 'n tyd waar ons gekoor dans het in die gemeente. Hier. Ek onthou 'n tyd waar mense profeties gepraat het deur die Heilige Gees. Ek onthou 'n tyd waar mense opgespring het en gehardloop na vorentoe en voor die Here neergeval het voor sy kruis en gesê, Here, vergewe my, want ek is 'n sondaar. Ek onthou 'n tyd waar mense gesing het en die Here se naam groot gemaak het. Hoor wat sê die Here vir jou vanoggend. En die Gees en die bruid sê, kom. It's going to happen. It's going to happen. En elkeen wat dit hoor, is 'n instruksie van God, moet sê, kom. Laat dit die begeerte van jou hart wees. Laat ek en jy as kleinkoor gemeente nie ophou bid nie. Laat ons nie ophou vra nie, Here, kom. Laat dit as jy 'n dors het om in God se teenwoordigheid te wees, laat elkeen wat wil, kom. Die Here gaan niemand forceer nie. Ek en jy kan maar baie verskonings hê. Dit gaan 'n vrywillige ding wees. Moet dit nie misloop nie. Wat staan ons nou te doen? Vers 2 wat die Here sê, soek die aangesig van die Here. Soek hom. Moenie ophou bid nie. Vers 2 sê, hoor wat sê die seuns van Korag, hy sê, my siel dors na God. Wanneer sal ek gaan en voor die aangesig van God verskyn? Hierdie is 'n eerlike vraag wat hulle het. Het jy 'n dors na die uitstorting van God se Gees? Het jy 'n dors om hier in te kom en te voel, man, something is different here? Het jy nog daai dors om te sê as ek by my werk kom, man, daar's iets anders aan my? Het jy nog 'n dors om te sê, die mense sal na my kyk en hulle sal die Here sien in my, want hy is met my. Daar waar ek gaan en wat ook al ek doen. Maar laat ek vir jou een ding sê vanoggend. Ons moenie dink as ons voel dat God stil is om ons, dit interpreteer dat hy afwesig is nie. Ons moet dit interpreteer dat hy wil hê en dat hy ons roep na 'n verdieping in ons geestelike lewe met hom. Waarna soek jy vanoggend? Hoekom is jy vanoggend hier? Baie mense soek nie die hart van God nie. Baie mense soek net sy seun.
Die Here sê vir jou in my Psalm 27 vers 4, net een ding het ek van die Here begeer. Dit sal ek soek, dat ek in die huis van die Here mag woon, al die dae van my lewe, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Het jy daardie dors in jou, om so in die teenwoordigheid van God te wees? Het jy daardie dors in jou, om hom te aanskou, oggend, middag en aand? Het jy daardie dors in jou, om te voel, Klein Karoo gemeente, dat hier is regtig iets anders in hierdie gemeente? Want die Here sê, I'm coming. Ek is besig en ek gaan inkom. Die derde ding wat die Here vir my en jou sê, wat staan ons nou te doen, is om vir ons te sê, raak weer passievol oor jou redding. Is dit nie iets om oor bly te wees nie? Is jou redding nie iets om oor te bly te wees nie? Is jou Christenskap nie iets om oor bly te wees nie? Ek sal vir jou sê, dis prysenswaardig. Daar is geen prys daarin. Wat groter is dit, as om in die teenwoordigheid van God te wees nie. En dit is wat die Psalm skrywers in 42, sy seun van Korah vir my en vir jou skryf. Hieraan dink ek en stort ek my siel uit, dat ek onthou wat die Here vir my gedoen het. Wil jy in sy teenwoordigheid inkom? Onthou wat die Here alles vir jou gedoen het. Onthou waar hy jou uitgehaal het. Weet jy, wanneer ons kom, en ons sit en dink aan hierdie dinge wat die Here vir my en jou gedoen het, wanneer ons daaraan dink, wat doen dit? Dit lig ons gees op. En wat gebeur as ons gees optel? Ons beweeg in die teenwoordigheid van God in. En dis waar ons wil wees. So onthou dit was. Onthou hoe bly jy die dag was toe jy jou hart vir God gegee het. En hy jou totaal en al jou lewe verander. Want jou onthou, jou herinneringe sal vir jou wees 'n padkaart terug na ware aanbidding. Waar is jou passie, Klein Karoo gemeente? Want kyk, Openbaring 2 vers 4 is, ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Toe die Here dit vir Laodicea gesê het, sê hy vir hulle ook, omdat jy lou is, sal ek jou uit my mond spoeg. Onthou weer hoe dit was, hoe jy in die Here se teenwoordigheid was. Onthou hoe dit was toe jy jou uit jou finansiële verknorsing uitgehelp het. Onthou hoe dit was toe jou verhoudings op skierbreek was om gelei te word. Onthou dit was toe God verhoudings herstel het. Onthou dit was hoe God jou bygestaan het in jou donkerste tye. Onthou hoe dit was. Want as jy onthou hoe dit was, dan sal dit weer daardie gees in jou laat opstaan, wat genoem word die Heilige Gees. Jy sal weer in sy teenwoordigheid inkom. Jy sal weer 'n passie kry vir die Here. Ek onthou toe ek die dag my 9de Mei 1999 Moedersdag daar gestaan het in my hart vir die Here gegee het. Nadat ek ongelooflike dinge in my lewe moes ervaar het, maar daai dag toe ek daar uitstap, weet jy wat is die eerste keer in jare toe ek voeltjies weer hoor sing? Klink nou belaglik. But it was. Ek het weg toe gegaan, ek het teruggehaas na my huis toe, want ek wou kom by die woord van God, ek wou lees, daar was iets in my wat gebrand het. Ek wou betrokke raak by die gemeente, want ewe skielik, daar's something different in me. Ek wou betrokke raak by die woord van God en die dinge wat hy gedoen het vir my.
As jy passievol is, Klein Karoo gemeente, dan gaan jy begin omgee. Jy gaan nie net vir jouself omgee nie, maar jy gaan omgee vir die mense om jou. Laat ons nie lou wees nie. Laat ons opstaan en sê, Here, ek onthou wat U vir my gedoen het. Die vierde ding wat die Here sê, motiveer jouself. Staan op van die grond af. Skud die stof af van die vyand wat jou in die grond gegooi het. Skud dit af. Want die Here sê, ek roep jou. Waar hy sê, want wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? Hoop op God. Ons moet onsself aanmoedig, al voel ek nie so nie. Because om in die Here se teenwoordigheid in te gaan, het niks met emosie te doen nie. Ons dink wanneer ons goed voel, ek kan sing in die Here se naam groot voel. Maar die Here sê, wanneer jy jou hart oopmaak, kan jy goed voel. Al voel ek nie so nie, ek wil sing, al voel ek nie so nie. Al voel ek nie so nie, sal ek kerk toe kom, al wil ek nie, al sê wie ook al vir my, dis my rustdag vandag. Emosies is nie altyd die waarheid nie. God is groter as emosies. Hierdie droogte is tydelik, sê die Here. As jy voel daar's 'n droogte, sê die Here vir jou vandag, hierdie droogte is tydelik en is verby. Amen. Dis verby as jy in sy teenwoordigheid inbeweeg. Die uitstorting van sy gees is op hand, Klein Karoo gemeente. Sorg dat jou lamp vol olie is. Sorg dat jy waak. Ek is op pad, spreek die Here. Ek gaan kom, sê die Here. Hebreërs 10 vers 23 tot 25 sê die volgende: laat ons dan styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Moenie van die samekomste van die gemeente wegbly, soos party die gewoonte is nie. Maar bemoedig mekaar, en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ek gaan vir jou sê, dis nie my preek nie, is iemand anders se preek. Maar die teken van dat jy in God se teenwoordigheid verkeer, is die liefde wat jy vir ander het om jou. Die teken dat jy ingestel is op God, is hoe jy ander hanteer om jou. Ek wil vir jou 'n uitnodiging gee. Gaan lees Matteus 25 aan die einde van die 10 maagde en van die skape en die bokke. Die skape en die bokke byvoorbeeld, sê die Here die volgende: ek was honger en jy het my niks gegee om te eet nie. Ek was dors en jy het my niks gegee om te drink nie. Ek was naak en jy het my niks gegee om aan te trek nie. Ek was in die tronk en jy het my nie kom besoek nie. En dan sal die bokke vir hom sê: Here, maar wanneer het ons u gesien dat u dors is, naak is, honger is, dat u in die tronk was? En hy het vir hulle gesê:
soveel as julle dit aan een van hierdie broers en susters van my nie gedoen het nie, het julle dit nie aan my gedoen nie. En vir die skape sê hy nou net weer die teenoorgestelde, hulle het, en daarom gaan, en dan sê hy vir die bokke, gaan in na die plek wat voorberei was vir die Satan en sy duiwels. En dan sê hy vir die skape, die teenoorgestelde, en sê, gaan in die hemel. Klein Karoo gemeente, ek wil vir jou sê, as 'n gemeente saam, kan ons, en sal ons, en gaan ons 'n verskil in ons gemeenskap maak. Ek glo dit, en die Here het al reeds daarmee begin, en julle kan al reeds daarvan getuig word. Hy gaan. Die vraag is, wat gaan jy doen? Want jy is deel van hierdie gemeente. En ek wil opsom met hierdie. Slotoproep aan die kerk. Soek God met jou hele hart, jy as individu. Klein Karoo gemeente, soek God met jou hele hart. Laat jou dors jou dryf na sy teenwoordigheid. Wees ywerig vir die Here. Herstel jou liefde met hom. Maak jou gereed vir die koms van die Here. Al voel dit vir jou na 'n droogte. Die Here sê, ek gaan wonderbaarlik ingryp vir jou in jou woestyn. Ek maak vir jou 'n pad in die woestyn. Ek gee vir jou riviere in die wildernis. Ek sal vir jou 'n pad maak en ek sal vir jou sorg. Doen jy wat ek van jou vra? Staan op, kry die passie weer. Nie elkeen van ons gaan nou huis toe gaan en 'n baadjie vat uit sy kas uit en dit gee vir die eerste ou op die straat wat jy raak tot sê, hier is vir jou baadjie. Dit, tik, dan dit. Nie elkeen van ons gaan nou tronk toe gaan en by iemand besoek en sê, tik, dan dit. Maar as gemeente saam kan ons 'n verskil maak. Jy het gesien, ek wil nou nie weer sien nie, ons het 'n kombergsprojek vanoggend. Prakties, né? Prakties, hoe gaan ons die verskil in ander mense se lewe maak? Daar's mense wat koud slaap daar buite. Christene, kinders van God. Ek wil jou aanmoedig. Bring jou serpe, bring jou missies. Kom, sit dit hier voor die steeds neer volgende Sondag. Ek dink dit sê vir 3 weke en dan gaan dit uitgedeel word. Ek wil jou aanmoedig. You know what, nee? You will feel so much better. Kom ons as gemeente maak 'n verskil in ons gemeente. Laat die passie weer in jou begin brand. Ek is seker Bjorn gaan nog en Corrie gaan nog baie lekker projekte vir ons uitdink. Want dit is sy hart. Dis hoekom die Here vir hom gegee het vir 'n tydperk soos hierdie. Vir hom en Corrie. Come on. Ek wil vir jou sê, laat die passie binne in jou begin brand en moenie dat die vyand jou weerhou om God se teenwoordigheid te wees nie. Because God is going to make a difference in hierdie gemeente. God gaan 'n verskil in die mense maak van hierdie gemeente, want hulle sal hier inkom en hulle sal voel as there's a presence of God. Daar's 'n teenwoordigheid. Man, ek kan nie wag nie, ek kry sommer hoendervleis as ek daaraan dink. Moenie dit mis nie. Want soos ek vir jou vanoggend gesê het, wat ek glo die Here in my hart gesê het is, He's not going to force anybody. Jy sal sien hoe gloei die mense langs jou van die Heilige Gees. You will experience it. Moet dit nie mis nie. Come make the difference. You can make the difference. Laat ons as liggaam, as Klein Karoo gemeente opstaan. Sy idees het, sê die pastoor. Come on, we need to start making a difference. Kom ons bid saam.
heilige God en hemelse Vader, ek prys die Here dat U nog nooit opgegee het op ons nie. Nog nooit nie. U woord is waar wat sê, niemand sal jou uit my hand uitruk nie. U woord is waar wat sê, U is met ons, tot aan die einde toe en tot aan die ewigheid toe, Here. Niemand kan dit van ons wegvat nie. So al voel dit as ek 'n individu in die woestyn is, voel dit, ek is nie in die teenwoordigheid nie, al voel dit of my gemeente nie doen wat hulle moet doen nie, en dat U nie daar teenwoordig is nie, sê U vir ons, U is daar. Dis U gemeente, dis U kerk. U sê vir ons, Here, die bruid staan reg om sy bruidegom te kom haal. Here, laat hierdie bruid, die Klein Karoo gemeente, gevind word, reg om U te ontmoet, reg om saam met U te gaan. Here, praat met ons, elke individu, sê U, Here, ons moet weer daai passie kry. Here, praat met ons, Here, dat ons daai passie kry. Here, U weet hierdie projek wat ons nou gaan loons in ons gemeente. Ek bid dat elke man en vrou hierso en elke kind, Here, sal gaan sit by die Here in hierdie week en bid, Here, wat wil U hê moet ek gee? Weder dit finansies is, 'n kombers bring, 10 komberse bring, maak nie saak nie, Here. Die doel hiervan is om te doen wat U sê, dat ons moet sorg vir U kinders daar buite, vir U, hulle wat aan U behoort. Ek bid, Here, dat elkeen die week die stem van die Here sal hoor duidelik wat elkeen moet doen. Ek bid, Here, dat elke man en vrou wat voel daar's 'n droogte in 'n lewe, teruggebring word in die teenwoordigheid van God en Here, deur te onthou wat U vir hulle alreeds gedoen het. En deur te onthou dat U hulle God is, hulle Vader is en dat U omgee, Here. Ek bid dat hierdie Klein Karoo gemeente nooit weer dieselfde sal wees nie. Ek bid dat hierdie Klein Karoo gemeente as liggaam, as bruid van God, nooit weer sal terugkyk nie, maar vorentoe sal kyk. Nie sal dink aan wat ons nie gedoen het nie, maar aan wat ons nog gaan accomplish met U in ons hand. Prys die naam van die Here. Sy woord staan vir ewig vas. Amen. Amen. Mag die Here julle seën. Mag julle 'n wonderlike week hê. En mag God met julle so praat dat julle volgende Sondag kom sê, Pastoor Bion, ek wil asseblief getuig van wat die Here vir my gesê het. Mag die Here sy woord vir jou gee. Amen. Gaan in sy vrede.